Nou dit is maklik om sekere dele in die Bybel te kies en daarop te fokus. Ons almal het 'n gunsteling versie. Want dit is mooi en dit pas dikwels op 'n koffiebeker. Dis maklik, nee. Of ander sal ook lekker op een van daai leerplakke pas wat ons as kinders mee geslaan is. Nou ons het so een gehad, moeg gepraat, sorry, hy het nie baie goed gewerk nie, maar ons was baie banger vir my pa se plat hand as vir daai ene. So ja, soms is as ons 'n versie wil gebruik om mense mee te slaan, dan werk dit nie so great nie. Sommige versies, sommige gedeeltes in die Bybel vermy ons, want ons weet nie altyd lekker wat om daarmee te maak of hoe om daaroor te praat nie. Ekskuus, wil net hierdie uitsorteer. As hy kan julle hoor daar agter, is julle reg. Dankie. En 'n verdere probleem met hierdie moeilike tekste is ons lees dit partykeer omdat daar soveel goeters daar agter is, vergeet ons dit. Ons lees dit net soos wat dit staan in die Bybel. Ons lees dit so letterlik soos wat ons dit daar het. En ons vergeet die konteks en die wêreld waarin dit oorspronklik geskryf is, lyk baie anderster as die wêreld en die land en die plek waarin ons vandag bly. En dit beteken nie ons moenie daarna luister nie. Dit beteken net ons moet mooi gaan kyk wat dit sê en dan 'n lekker boodskap daaruit vat. Nou in hierdie hele reeks oor uitgenooi, oor die bergpredikasie. Nou jy kan besluit, is dit op die berg of op die vlakte, maak nie saak nie, maar in Matteus is ons op die berg, so ons is op die berg. In hierdie hele reeks probeer ons na hierdie ongemaklike tekste kyk vanuit 'n ander hoek uit. Vanuit 'n hoek wat ons sê, dis 'n uitnodiging. Jesus wat ons uitnooi om anderster oor die lewe en oor onsself en die hele wêreld te dink, as wat dit 'n spul opdragte is van moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Of doen dit. Nou dit is baie makliker om opgewonde te raak oor 'n uitnodiging na 'n partytjie toe, is dit nie, as om opgewonde te raak oor 'n opdrag. Ek dink dit is. So vandag se teks het 'n anderster soort uitnodiging spesifiek, 'n uitnodiging tot 'n rein leefstyl. Nou vir wie klink dit na 'n lekker partytjie? Jy kry uitnodiging in die pos baie. Jy word uitgenooi na 'n rein leefstyl. Wie gaan dadelik RSVP? Goed, ek sien almal se hande is op. Die Afrikaanse vertaling ook in ons Bybels het 'n opskrifie by die teks wat sê kuisheid. Nou toe ek van kleins af die woord, dis 'n verskriklike woord. So die prentjie wat in my opkom is van hierdie ou tannetjie, jammer aan al die ou tannies, met so stywe bolla en so toe boortjie met so wit kragie, swart rokkie en sulke pruimlippies. Dis kuis. Is dit nie? Nee, dis aklig. Alhoewel dit wel enigiemand sal afskrik van seks af. Nou wow. Dis kan ons nou nie daai woord in die kerk sê nie, kan ons? Dis mos nie iets waaroor ons praat in ons Afrikaner huishoudings of in die gemeente nie. Of is dit iets waaroor ons nie genoeg praat nie? Nou vanoggend se teks het alles met seks uit te waai. So ons gaan daaroor praat. Maar ek wil dit weer eens van 'n ander kant af benader. Nou, onthou wat ons 'n paar weke gelede gesê het, dat ons navolging van God se wet oor meer gaan as om die wet slaafs na te volg. Daai wat ons gepraat het van, dit moet meer wees as die fariseërs. Jy kan nie sê, ek doen dit, maar jy doen dit eintlik nie. Dit moet meer as dit wees. So daai gedeelte dien amper as 'n soort opskrif, en dan het dit nou 'n klomp subopskrifte. So die vorige weke sinne wat ons gepraat het oor die goeie verhoudings, was nou 'n eerste subopskrif, en vandag sin is 'n volgende een, want in beide van hulle gaan haal Jesus iets uit die 10 gebooie uit. So hy sê, julle het hierdie gebod gehoor, maar ek sê vir julle iets meer. So vandag sinne doen hy doen dit weer. Hy sê jy mag nie egbreek pleeg nie, en dan bou hy daarop uit. So ek wil net eers 'n paar disclaimers kom gee voordat ons verder gaan. Nou ek weet hierso is 'n klomp van ons lidmate in ons gemeente wat of geskei is of deur 'n egskeiding gaan of ernstige huweliksprobleme het. So vanoggend se boodskap is nie daar om enigiemand te laat sleg voel, of omdat jou huwelik dalk nie uitgewerk het, of enige so iets nie. Want dit gaan oor dieper dinge as dit gaan. So ek wil jou graag eerstens gerus stel, hier is nie alle geskeide mense gaan hel toe preek nie. Hoor dit baie mooi. Die tweede ene, ek weet ek is nie getroud nie, so dalk kan jy dink, nou wat weet jy van huwelik af, Tiaan?
Dit is seker so, maar ek was ook al in verhoudings en ek is ook 'n mens, net ons almal. En daar is dalk iets anders oor hierdie topik as geheel waarvan ek kennis dra. So luister en hoor wat jy dalk moet hoor. En die derde ding, hoewel baie van dit wat ons gaan lees kan klink of dit net op mans gemik is, word die vrouens in ons hedendaagse konteks juis hierby ook ingesluit. Juis omdat ons moderne konteks anderster is. Maar ons sal later 'n bietjie meer hierby kom. So goed, kom ons gaan nie voor. Kom ons begin by die teks. Matteus 5:27. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Nou, die hele saak van egskeiding is soos twee snye van 'n toebroodjie rondom hierdie gedeelte. So ons gaan net nou in meer detail daaroor gesels, maar die aanloop hiervan is die belangrike ding om raak te sien. Die probleem is nie om te dink iemand is mooi of aantreklik nie. Dit is 'n menslike ding. En natuurlik mag ons dink iemand is vir ons mooi of aantreklik. Die probleem is objektifisering. Ek weet dis 'n baie moeilike woord. Daar's nie 'n lekker Afrikaans vir dit wat nie anglisisties klink nie. Dit kom daarop neer. Iemand is net daar vir jou plesier en gebruik. As jy na iemand kyk en jy maak van hulle 'n objek, 'n voorwerp. Ek maak van hulle net 'n lyf om my seksuele behoeftes mee te bevredig. Dan word mense minder as mense. Hulle word goeders wat ek kan gebruik. Hulle lywe is net 'n ding, 'n stukkie vleisie waarmee ek kan seks hê. Ek neem mense se menslikheid, hoe hulle in God se beeld gevorm en gemaak is van hulle af weg en hulle word, en hierdie gaan kras klink, niks meer as 'n opblaaspop nie. Besef net hoe ernstig dit is. Want die saak wat Jesus hierso aanspreek is presies dit, om jou oë opsetlik te gebruik om jou begeertes te stimuleer. Daai onverklaarbare drang na dinge wat die begeerte vir verbode goed aanwakker. Dit is die probleem. Dit is die issue. Want vir iemand wie se gedagtes suiwer is alle dinge suiwer. Selfs 'n mooi mens, selfs 'n mooi lyf. Maar die persoon wie se hart vrot is, kan na enige gek ding kyk en daardeur gestimuleer word. En dit is deel van die vernietigende effek wat iets soos pornografie op 'n mens het. Jy word so afgestomp en jou gedagtes word letterlik so besoedel dat jy nie eens die mooi wat God gemaak het in mense of enigiets anders wat gewoonlik vir jou plesier gegee het, kan waardeer vir wat dit is nie. Selfs dit wat jy stimulerend gevind het, is naderhand nie meer genoeg nie. Hoekom? Want die hormoonvlakke van dopamien en serotonien in ons breine raak heeltemal uit verhouding uit. En dis maar net een van die vele negatiewe effekte daarvan. Nou, die Jode het allerlei uitdrukkings oor oë en hande gehad. Soos byvoorbeeld hierdie ene wat sê die oë en die hande is die makelaars van sonde. So Jesus gee 'n chirurgiese oplossing hiervoor, verwyder dit. Ons gaan aan na die volgende teks toe, Matteus 5:29. As jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Vers 30. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Dit is radikaal, nee. Jesus is ernstig oor hierdie saak. Nou voordat ons bang word oor die hel en brand en hierdie eternal burn preek word, is dit belangrik om twee goeders op te let. Die eerste ene is die woord wat Jesus gebruik wat ons in die Afrikaans met hel vertaal. Dit is 'n baie spesifieke woord hierso. Dis Gehenna. Nou dit in die Grieks verwys na 'n spesifieke plek buitekant Jerusalem, die Hinnomdal, aan die suidekant. En dit was waar die stad se gemors daagliks verbrand is. Hulle het ook maar 'n plek gehad waar hulle gemors moes heen vat en dit van ontslaa raak. En dit was daarso gewees. En
die Jode se oorleweringstradisie het geglo, dit is waar die laaste oordeel gaan plaasvind. En dit is deels waar die hele hel en vlamme en brand gedagte vanaf ontstaan het. Onthou, hierdie goeie sit dit aanloop, dis nie net boem een nie. So Jesus verwys hierso na die stad se rubbish dump. Die tweede ding om raak te sien is 'n vraag wat ons eintlik onsself moet vra. Watter ding gooi ons op die ashoop? Gemors, natuurlik. Is dit dinge wat nog vir ons nuttig is? Nee. Dis juis nie. Dis juis dit wat ons nie meer kan gebruik nie, wat daarso beland, is dit nie. Nuttelose goeders. So, wat sê Jesus hierso eintlik? Hy begin deur te sinspeel op 'n sêding waarmee hulle bekend was en hy gebruik dit dan om die punt te maak. Die proses om jou lewe en ook spesifiek dan jou lyf met God se wil in lyn te kry, kan dalk soms baie ongemaklik wees en vereis dalk soms radikale optrede en keuses van ons, maar eerder dit, hierdie ongemak en radikale optrede, as wat ons totaal en al nutteloos in God se koninkryk is, omdat ons gedagtes die hele tyd in die gutter lê. Kom ons sê dit anderster. Dit is beter om die relatiewe bietjie ongemak te verduur, om dalk van sekere dinge wat jy oor 'n lang tydperk in jou lewe toegelaat het en wat vir jou triggers is tot seksuele sondes, van dit af te sien en moeite te doen om daarvan weg of los te kom, as wat jy onbeheerst voortgaan daarmee en dit op die ou einde jou hele lewe verwoes en jou op die koop toe ondoeltreffend in God se koninkryk maak. Want dit is die ding hierso waaroor dit gaan. Jy kan nie regtig ten volle in God se koninkryk bruikbaar wees as jou gedagtes die hele tyd met seks en die objektifisering van mense besig is nie. Anderster gestel, jy kan nie die jy wat God bedoel het jy moet wees, regtig ten volle wees as jou gedagtes die hele tyd in die gutter is nie. Jesus nooi jou uit. Maak 'n ernstige verandering as dit nodig is. En ja, hy gebruik krastaal gebruik, maar is omdat hy weet, hierdie is nie goeters wat jy sagkens hanteer nie. Pornografie en seksuele verslawing werk ongelukkig so, amper soos 'n ivy plant se wortels. Het jy al gesien hoe dit lyk as jy dit van 'n muur aftrek? Daai hele muur lyk septies, want daai worteltjies gaan oral erin. Of soos 'n seekat se kloue, dit suig vas en dit versmoor. En naderhand is jou hele gedagte wêreld daarmee gevul en jy kan aan niks anders dink nie. En soek jy net meer en erger daarvan. So hierdie is goeters wat op die harde manier aangespreek word as jy regtig daarmee wil breek. As jy regtig Jesus se uitnodiging wil aanvaar. Want waarna toe nooi hy jou? Nou om nooit weer oor seks te dink nie? Nee, tuurlik nie. Binne die regte grense waar hy plek het, is dit iets baie moois en lekker. Maar nee, Jesus nooi jou om jou hele lyf, met jou hande en jou oë en jou gedagtes en al jou ledemate vir hom beskikbaar te stel. En dit bring ons by 'n ander plek uit, reg? Dis anderster as om net te sê, moenie dit doen nie, want dit is nie so eenvoudig nie. Anderster was dit nie 'n baie ernstige verslawing nie. Nee, Jesus nooi jou uit om raak te sien, jou lyf is goed. Jou totale lyf is die voertuig waarmee jy God se werk moet doen. Hy het jou brein vars nodig, hy het jou oë helder nodig, hy het jou hande beskikbaar nodig om te help. Want mense is nie voorwerpe, objekte wat daar is vir ons seksuele plesier nie. Nee, mense is sy kinders, wat sy liefde en vriendskap en hulp en omgee nodig het. En dis van hier af waar hy dan die aanknopingspunt maak na die volgende gedeelte toe. In vers 31, waar hy sê, daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Nou, vir die Jode was die huwelik 'n heilige plig. Joodse mans kon dit net uitstel om te trou, as hulle voltyds hulle self daaraan toegewy het om die wet te bestudeer. Dit was die enigste rede. Want andersins is daar gesê dat hulle God se opdrag van word vrugbaar verbreek het. Dat hy die beeld van God in die wêreld afbreek en dat hy sy nageslag
basies doodmaak. So vir hulle was dit 'n groot storie gewees, of dan veronderstel om te wees. Vir vrouens, ongelukkig, was dit heeltemal anderster. Die probleem was, dat 'n vrou geen sê, of geen reg in daardie samelewing gehad het nie. Sy was in die oë van die wet, was sy 'n besitting. Sy was 'n ding, hoor mooi, ons vroeër gepraat het oor goeders. Sy was 'n ding wat geen regte van haar eie gehad het nie. Sy was totaal en al uitgelewer aan haar man of aan haar pa. Sy kon vir geen rede van haar man skei nie, maar hy kon vir enige rede van haar skei. As hy die kos gebrand het, as hy ongeskik was met sy ouers, of as hy 'n mooier vrou as sy gesien het, selfs. Al wat hy hoef te gedoen het, is om 'n kort briefie te skryf en dit dan in die teenwoordigheid van 2 getuies vir haar te gee, daar's hy, daar gaan jy, baie, hoor hom verby. Party Joodse denkskole het darm gesê, egskeiding is net toelaatbaar as daar nou oorspel was, as ons op mekaar verneek het, of ietsie. Maar selfs dit het nie veel gehelp nie, want wat het dan gebeur? Dit was nog steeds nie die vrou wat die geaffronteerde party was nie. Nee, hier het gegaan oor die man se eer. Die Joodse man sou vir die vrou wat met 'n ander man oortree het 'n skeibrief gee, sodat die ander ou nie in die skande kom nie. Ons beskerm hom. Dis nice, nee. Nou met al die Griekse wêreldinvloede wat in daardie tyd nog hoogtyd gevier het ook, wat verskriklik in die mense se denke begin kom het, omdat hulle die wêreld oorgeneem het, was die situasie al so erg, dat Joodse meisies was onwillig om te trou, want die huwelik was super onseker. Jy het nie geweet, wanneer gaan die man jou los, omdat jy die Hava Nagila verkeerd fluit nie. Dit is hoe ernstig en amper belaaglik dit geword het. So wanneer Jesus hierso met hulle praat oor hierdie goeters, dan praat hy nie met hulle as een of ander teoretiese idealis wat graag wil hê dat almal moet in 'n ongelukkige liefdelose huwelik vir altyd getrou bly, selfs al is al die terapie gedoen en al die moontlike planne is probeer en alles is gemaak nie. Nee. Hy spreek hierso 'n baie spesifieke situasie aan, waarin die struktuur van die familie, wat die kern van die samelewing was, dis waar alles gebeur het en waar vandaan alles gebeur het. Hy spreek dit aan, want dit was onderdruk. Die manier van hoe die mense gedink het daai situasie onder druk gestel. Dinge was besig om heeltemal uitmekaar uit te val, oor belaglike redes, en die gevolge daarvan, veral vir vroue en kinders, was verrykend geweest. Want ons moet na die groter samelewing kyk daarso. Enkel vroue, weduwees, weeskinders, was heel onder aan die voedselketting. Ekonomies het hulle niks beteken nie. So wat gebeur hierso? Ons skep 'n samelewingsprobleem. Hulle posisie was broos om mee te begin, en nou kom die mans en sien hulle net eerstens as gebruiksartikels raak. Weereens kyk hoe dit pas by die vorige gedeelte. En nou maak die mans dat hulle dan genoeg van die vrouens gehad en hulle is maar net vervangbaar vir enige lawwe rede, en hulle raak van hulle ontslae en skielik word 'n groter ekonomiese samelewingsprobleem geskep en ons gooi hulle uit op die straat want die man het 'n mooier tannie gesien wat water dra. Dis wat Jesus begin sê, julle kan nie hierdie doen nie. En dan het ons nog eens begin kyk na die Grieke se nog meer losser siening van huwelike en byvrouens en meisies waar basies enigiets toelaatbaar was nie. Klink al goed en wel, dis ver, maar kom ons gaan dit na vandag se konteks toe. Sit dit by dat ons nie in 'n eerste eeuse Joodse samelewing is nie, maar in 'n westerse samelewing in 2023, waar vrouens baie meer regte het en maklik genoeg van hulle mans ontslae kan raak, omdat hierdie huwelik ding is nie meer lekker nie. Hoor julle die probleem wat hier op die tafel is? As ons mense slegs as gebruiksartikels gaan hanteer, of dit nou vir seksuele stimulasie is, of, en hierdie gaan weer eens kras klink, maar dit is goed wat ek mense al oor sê het, daai langhaar dier wat spore trap soos 'n mens, wat maak jy met haar as sy die kombuis uit kom? Jy maak ook net aan korter. Praat hulle van hulle vrouens. Of daai dik bleskop wat die kredietkaart betaal. Praat hulle van hulle mans. Hoe op aarde kan jy Jesus se liefde aan mense uitleef as dit jou benadering tot hulle is? Dit kan tog nie ons benadering tot ons romantiese maats met wie ons lewens moet spandeer wees nie. Dit kan nie. Jesus nooi ons
vir 3 dinge vanoggend. Eerste ding, hy nooi ons om anders na onsself te kyk. Ons is geskep as seksuele wesens. Dis nie sleg of sondig of verkeerd nie, glad nie. Maar dit moet binne 'n spesifieke, veilige grense gebeur. Seks is nie iets om ander mense mee te manipuleer, of seer te maak of uit te lok, of om ons eie begeertes mee te bevredig nie. Ons en ons lywe is vir soveel meer gemaak, as om net 'n seksvoorwerp te wees. En ek weet, om hierdie goed, veral ons gedagtes in toom te kry, as dit nie is nie, kan bitter oorweldigend lyk. Want dit is rowwe goed. Maar, en dis 'n baie belangrike maar, dit kan gedoen word, en daar is hulp. So hoe antwoord ons op hierdie uitnodiging? Deur ons gedagtes, en veral ons oë op te pas. Ons het ongelukkig nie nou tyd om deur al die hulpmiddels te werk nie, daar is gelukkig baie. En daarom wil ek 'n ernstige uitnodiging rig, kom praat. As dit jou probleem is, of as dit jy weet van iemand, of as dit jou huweliksmaat se probleem is. Kom praat daaroor, al is jy skaam daaroor, al is jy bang om te deel, as jy bang vir wat ek, of Frans, of Marie Jean gaan dink daaroor, maak nie saak nie. Skuif daai bang weg, breek dit en kom vra vir hulp. Want hier is die wonderlike ding wat gebeur, juis wanneer die siklus van stilte gebreek word, die siklus van skaam en stil en wegkruip gebreek word, die hou vas op jou lewe, begin sy krag verloor. Hoe vinniger jy praat, hoe gouer kan daaraan aandag gegee word, hoe sterker is jou kans om hierdie monster te wen. Nou, ons oorweeg het om 'n ondersteuningsgroep te begin, hierso by ons gemeente, juis om mense te help, amper soos 'n AA, maar net hiervoor, so kontak my asseblief daaroor. Ons wil jou help om los te kan kom van die bande wat jou vashou en wat jou keer om ook die seksuele sy van jou lewe gesond te kan uitleef. Een belangrike ding wat ek wel nou al wil sê en is dit, en dis amper die groot reël, as jy jou dag saam met God begin, is dit veel makliker om versoekings te weerstaan as daarsonder. Die tweede ding waarna Jesus ons uitnooi, is om anders na ander mense te kyk. Die mense in ons lewens is heel eerste daar om liefgehet te word. Dink gou mooi daaroor. Almal in jou lewe wat oor jou pad gesit is daar om liefgehet te word. Selfs die moeilike mense. Dit maak nie saak wat ons fisiese verhouding tot hulle is nie, of hulle nou ouers of kinders of vriende wie ook al is nie. Mense is nie gebruiksartikels nie. Nie vir ons seksuele plesier nie, maar ook nie in gesinne of in huwelike nie. Die van julle wat dalk deur egskeidings is, sal weet watter seer dit kan veroorsaak en hoe reject dit as 'n mens. Hierdie verbreeking van 'n vaste verhouding 'n mens kan laat voel. Veral as jy weet, jy het alles gegee om dit te maak werk. En nogtans het dit nie uitgewerk nie. En ook hierso wil ons ondersteuning bied en hulp aanbied. Rihanna van Frans gaan 'n ondersteuningsgroep lei vir mense wat tans deur egskeidings gaan of onlangs al deur gegaan het. Juis om te help om weer met gesonde, nuwe oë na jouself en na ander mense te kan kyk. So hoe antwoord ons op hierdie uitnodiging? Deur die verhouding en die huwelik waarin ek wel is en my huweliksmaat wat ek wel het as 'n spesiale geskenk te hanteer. Deur om weer tyd te maak om net weer julle twee bymekaar te wees. Om die TV-slag af te sit, 'n kers aan te steek, al is dit nie load shedding nie, vir mekaar gedigte te lees, rooiwyn te drink, oesters te voer, whatever. Andy Stanley is 'n predikant in Amerika en hy het 'n lekker reeks wat ek dikwels gebruik met huweliksvoorbereiding waar hy 'n beginsel leer vir huweliksmaats. Hy sê, stel die ander een se behoeftes die hele tyd eerste as prins. Dan gebeur twee goed. Jou behoeftes word outomaties vervul en julle verhouding sal verdiep. As jy heeltyd die ander een se eerste stel, dan lyk dit so. Sien mekaar weer 'n slag raak. En as jy tans nie in 'n huwelik is nie, vir watter rede ook al, doen dit met jouself. Gaan tap 'n lekker bad en lê of lees of wat jy ook al doen. Of doen dit saam met 'n vriend of 'n vriendin wat vir jou spesiaal is. Maar begin om God se teenwoordigheid weer in jouself en in die ander mense
rondom jou raak te sien. Die derde ding waartoe Jesus ons uitnooi, is om jou lyf en jou gedagtes vir sy koninkryk een kant te stel. Dis dalk 'n vreemde konsep om te dink ek moet my lyf met al my organe en my brein en my gedagtes ingesluit spesifiek vir God afsonder. Dit beteken nie ek moet nou in 'n klooster gaan bly nie. Dis nie wat dit beteken juis nie. Maar ek antwoord hierop deur God se oë na mense te kyk en na myself te kyk. Hoe het hy my gemaak? Hoe het hy my nie net binnekant nie, maar ook fisies aan mekaar gesit? Pas ek hierdie voertuig op? Gebruik ek dit reg vir dit waarvoor hy my hier gesit het? Watter aanpassing kan ek maak om 'n beter, meer geoliede, meer nuttige instrument in sy hande te wees? Die GIGO beginsel wat sê garbage in, garbage out, kan ook gebruik word om te sê good in, good out. Dit wat ek insit is wat ek gaan uitgee. As ek goeie goeders gaan insit in my brein en gaan ek goeie goeders ook weer uitgee. Jesus nooi ons om by hom te kom leer leef, ook wat hierdie aspek van ons lewens aanbetref. Om ons oë en ons gedagtes op hom te rig en ons eie en ander se waarde by hom te gaan meet. Om ons lewens so vol te maak met die goeie, ook van seks en liefdesverhoudings, dat ons nie anders kan as om God ook daarin te verheerlik nie. Sien jy kans om hierdie uitnodigings te aanvaar? Amen.